Goeiemiddag aan almal. Baie welkom hier by ons gemeente. Ons weet dat dit vir julle 'n moeilike dag is, 'n seer dag. En dit is belangrik dat ons hier in die kerk kan kom, alhoewel die program sê ons vier die lewe van Ivan Libbe wat waar is dit ook so dat ons baie bewus is van die hartseer wat gepaard gaan met die dood en die afskeidsgeleentheid by so roudiens. Mag die Here vir elkeen van julle krag en genade gee. Dan net 'n opmerking, ons is nou vandag hier by mekaar en ek gaan die begrafnisbriefie lees rondom Ivan se dood. Maar uit baie jare se ervaring weet ek dat hier sal vandag, soos by elke roudiens, iemand sit, of meer as een persoon sit, wat dalk 'n ander geliefde aan die dood afgestaan het, weke gelede, of maande gelede, of 'n jaar of 2 gelede, maak nie saak nie. En miskien, of waarskynlik, daai dag met daai troostboodskap in die kerk, was jy so hartseer, dat jy nie regtig kon konsentreer nie noodwendig al die troos gekry het wat daar is in die woord nie. En dan gebeur dit baie keer dat mens by 'n ander diens is, en dan luister jy miskien 'n bietjie beter, en dan is dit so asof die Here vir mens nog 'n kans gee om 'n troostboodskap te hoor, ook oor jou eie geliefde. Maar vandag in liefdevolle herinnering aan Ivan Libbe, gebore op die 20ste April 1946, oorlede op die 1ste November 2025. Vandag herdenk ons die lewe van 'n eggenoot, 'n vader, 'n oupa en 'n vriend. Ons dink terug aan 'n lewe wat gekenmerk was deur sy liefde en toewyding aan sy familie, sy vriende, die breë gemeenskap en sy Here. Ivan, ons dank die Here vir jou vol lewe oor die afgelope 79 jaar. Uit jou lewe het ons bewus geword van jou liefde vir jou Skepper. Jy het ons geleer dat die dood nie 'n vyand is wat kom roof nie, maar wel 'n wins, soos opgeteken staan in Filippense 1 vers 21. Paulus skryf daar: want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ons grootste troos vind ons daarin dat hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie. Romeine 8 vers 39. Ons groet jou na 'n kort siekbed, gekenmerk deur intense lyding, maar weet dat jy nou in jou Vaderhuis arriveer het. Geliefdes, dan volgende gaan ek geleentheid gee vir die 2 seuns om die huldeblyk en die bedankings te kom doen. Direk daarna, sonder aankondiging, gaan ons na 'n aantal foto's kyk van Ivan en die familie. Nou, ek hou baie daarvan dat ons na hierdie foto's kyk tydens so diens, maar ek is ook bewus daarvan dat dit dubbele emosies opwek. Aan die een kant, natuurlik herinner dit ons aan wonderlike, positiewe tye. En dankie tog vir foto's. Maar aan die ander kant is dit ook so dat dit die hartseer ook na vore bring. En dis nie verkeerd nie. Ons is vandag hier omdat ons ook hartseer is oor die verlies aan Ivan. So kan ek eers vir Richard en Henry geleentheid gee om die bedankings en die huldeblyk te doen asseblief. Goeiemiddag. Ja, ek het nou heel wat om te lees. My maat het vir my baie werk gegee vanmiddag, so op 'n Vrydagmiddag. Maar ja, ek wil maar net sê van my kant af, dankie vir die van julle wat hier kon uitkom vanmiddag. Ek weet dit is maar moeilik so op 'n Vrydagmiddag en mense is besig in die verkeer en alles, maar baie dankie. Ek wil net dankie sê vir my skoonpa daar ook van Pietersburg. Dankie dat julle is. Oké, laat ek begin. Nou, ek het nou my leesbril vergeet, so ek gaan nou maar bietjie net so kort agtergrond van Ivan, wie hy was. Ja, Ivan is gebore in 1946 in De Aar in die Noord-Kaap.
as die enigste seun van Norien en Trofie Libbe. En sy skooljare het hy ook in De Aar in die Karoo voltooi en toe van daar af is hy Huguenot College toe in Wellington, waar hy 'n diploma in maatskaplike werk gedoen het en hy het later die grade BA en MA in die Universiteit van Pretoria voltooi. En toe van daar af het hy by die departement van Volkswelsyn in Kimberley begin werk en toe later na Magaliespoort Rehabilitasiesentrum. En toe met die totstandkoming van Yscore in Newcastle, is hulle in 1976 na Newcastle toe. En dit was ook hier in Newcastle waar ons eintlik as gesin ons voete gevind het in die lewe en ek en my broer, ons het daar groot geword. Ons verstand gekry, wel, as ons verstand het, weet nie, die bietjie wat ons het is daar gekry. En ons het 'n vol ryk lewe in Newcastle gehad. My pa daar by Yscore begin en dit was toe nog 'n nuwe fabriek in daai jare. Ek onthou die huisies en alles was omtrent binne 6 dae gebou en die mense het ingetrek en die dorp het sommer net uit sy nate begin bars oornag. Dit was goeie tye gewees. Hy het begin betrokke raak by die kerk en by gemeenskappe en van daar het hy ook sy belangstelling. Ek onthou hy en my ma het eers baie tennis gespeel en squash. Maar toe het sy vriend Vernon Morton, wat ook vandag hier is, het hom toe aan wedlope, langafstand hardloop bekend gestel. En hy het toe van daar af gegaan en hy het 10 Comradse, hy het 7 voltooi, hy het probeer vir 10, maar want as jy 10 klaar maak, kry jy 'n groen nommer, maar hy kon toe net nooit daarby uitkom nie. Maar ja, en toe hier in 1996 het hy van Yscore Newcastle weg, toe hy na Yscore mynbou toe op Tabazimbi en ons het toe al geswat, ek en my broer, en hy is toe en my maat nog in Newcastle agtergebly. So hy was vir so, dink so 4 of 5 jaar was hy in Tabazimbi gewees. Daarna het hy klaargemaak by Yscore en hy is toe in Newcastle toe. En toe het hy die posisie van takbestuurder by Senka opgeneem, waar hy omtrent vir ongeveer nog so 10 jaar werksaam was. En daar het hy kennis opgedoen of gewerk onder dobbelverslawing en dwelmverslaafdes en al die goed. En maar baie vir ons gepreek oor, ons moet maar, jy weet, drank is 'n probleem partykeer. So ja, maar van daar af het hy in Emilia toe na Benoni verhuis en hier in Nortons Rest kom woon. Nou hier moet ek sê het 'n nuwe lewe vir hulle begin. Hulle het maar aanvanklik gesukkel om by die gemeenskap in te pas, want hulle kom van die platteland af en nou is hulle in hierdie groot stad en ek weet my ma wou aanvanklik ook nie eers bestuur hier rond nie. Maar hulle het werklik hulle voete gevind hier in die gemeenskap. Hulle het in hierdie oor 50 kompleks gebly waar hulle nou nog is, my ma nou nog is. En die vriende en die samehorigheid daar, hier so baie van julle, hierso, ek weet, there's quite a few of you guys that's English speaking, and but hopefully you'll understand a little bit that we're saying, but ja, die snaaks, hulle het nogal mettertyd bietjie ontdooi en die mense leer ken. En tot vandag toe is dit wonderlik hoe die Nortons Rest mense en die breë gemeenskap, hulle het heelwat vriende daar gekry. Goed, so ja, dit is basies wat toe gebeur het, maar dan moet ek ook sê is ek en my broer, hulle het 2 wonderlike skoondogters in Martha en Ina bygekry oor die jare en dan 2 kleinseuns, Eugene en François. En my ma het ons woon daar in Springs en hulle het ons baie gehelp met die kinders om aan Springs toe gekom en die kinders bietjie rondgekarwei na al hulle aktiwiteite toe. En dit het ons dan regtig baie gehelp.
Ja, my pa het maar 'n snaakse sin vir humor gehad baie keer. Hy was eintlik maar 'n baie stil eenkant mens, maar so nou en dan as hy begin gesels en hy begin filosofeer, dan kan hy jou siel maar 'n bietjie uitgetrek het en jou altyd los met iets om aan te dink. Jy is so half tussen kwaad en gelukkig, maar jy dink maar altyd oor iets. Want hy het 'n filosofie, die godsdiens en politiek en dit het vir hom, hy het baie opgelees daaroor. Ek onthou toe ons klein was, as ons na winkels toe gaan, my ma het altyd Saterdag gaan inkopies doen daai jare. Sy wil dorp toe gaan. En dan gaan ons nou saam en dan weet ons dis nou lekker, maar ons laai eers vir pa by die CNA of die boekwinkel af. Hy sal daar 3 ure in die boeke rondkyk en dan kan ons nog gaan inkopies doen. So hy het dit baie geniet. En hier in Benoni het hy van die winkeltjies gehou, die snysterywinkeltjies, en hy het Uncle Tim's baie tyd daar spandeer. Maar wat vir hom lekker was om bietjie rond te ry en te soek vir 'n goedkoop McDonald's. Ja, so nee, goed, dankie. So hy het 'n vol lewe gelei. En 'n ander snaakse ding vir my is hy het nooit van katte gehou toe ons kind was nie, maar die laaste jare he had a cat by the name, or there was a cat. It just appeared there by the name of Dusty. Well, there's actually 2 cats, as I understand it. And apparently they called him the cat walker. Is dit reg? So he took the cat for walks apparently. Nou ek weet nie van geen mens wat 'n kat vat vir 'n stap nie, maar nou ja. So in daai opsig was hy vreemd, maar hy was 'n besonderse mens. Goed, dan het ek Emilia se brief aan Ivan. Hulle het mekaar ontmoet 1967 en as studente ons studies as maatskaplike werkers voltooi. 1973 is hulle getroud. En okay, toe kom ek en Hein en toe later is ek en Hein getroud, 2 wonderlike skoondogters. Ek herhaal my maar so bietjie en toe het ons nou die kleinkinders. Nou, Emilia wil dankie sê vir 'n lewe vol interessante belewennisse in die 57 jaar. Het hulle die normale lewenservarings gehad, maar hulle kon ook saam oud word en die lewe geniet. En die klein lekkertes in die lewe, soos om 'n ontbytjie te gaan eet, die goedkoop McDonald's of die goedkoop ontbyt wat hy oral uitgesniffel het, hulle dit maar geniet. Dit was vir hulle lekker. Maar hulle het ook baie, hy en Emilia betrokke geraak in by die kerk en welsynsorganisasies ook maar. En dan natuurlik soos genoem, hulle het agter ons ook maar aangery met die kinders. Emilia sê dan, ek het jou deur die jare leer ken as 'n persoon vol verrassings en jy kon maar baie keer ook ons siele uittrek met jou aardige opmerkings en droë sin vir humor. Maar jy was liefdevol teenoor my, jou kinders en later kleinkinders. Jy was geseënd met bo-gemiddelde intellek, alhoewel jy dit altyd ontken het. Jou stokperdjies was uiteenlopend, jy het klavier gespeel, marathonne gehardloop en later begin teken en skilder. Jy het tot op hede nog Duits, Frans, Zulu, Engels en selfs wiskunde bestudeer. Belangrik om te noem, en jy was 'n boebaas fudgemaker. Te lekker gewees oor die jare. En dit onthou ek van klein tyd af. Hy het net altyd fudge gemaak vir die bazaar. Dit was sy afdeling. As Karoo-seun het jy uitgestyg, maar jy het baie nederig gebly en wou nooit erkenning geneem het vir enigiets nie. Dankie vir 'n vol, interessante en goeie lewe. Dankie dat jy altyd maar daar was vir ons, jou familie en ander. Jy het ook 'n baie oop hart gehad vir mense in nood. Jou liefde vir die Here was opreg en inspirerend. Jy het my telke male verseker dat jy gereed was om aan te beweeg en jy het vrede gehad met jou Here en Skepper. Dankie Here vir Ivan, rus en vrede. Baie dankie. Goeiedag almal. Ek wil net namens die
ons familie net bedankings doen, 'n paar bedankings wat my toe het gewaardeer werk. Dankie aan almal wat vandag die diens bygewoon het. Ons waardeer julle teenwoordigheid. Ons wil graag die NG Kerk Kempton Park Oos bedank vir hul ondersteuning en voorbereiding tydens hierdie moeilike tye. Dominee Werner Small vir sy WhatsApps en besoeke aan Ivan in die hospitaal. Baie dankie vir jou omgee. Mens sien dit nie deesdae dat die dominees doen nie. So baie dankie daarvoor. Dominee Brandklopper vir jou leiding met die beplanning en begrafnis en die boodskap vandag. Aan Linda in die kerkkantoor, dankie vir jou hulp en ondersteuning. Dankie aan hanteer van die elektroniese materiaal. Dankie ook aan Dirk Fourie wat gehelp het met die media en die foto's. Dit word baie waardeer. Graag bedank ons die orgelis vir die besonderse orgeluitvoering wat ons nog gaan hoor. Die musiek het gaan ons harte vul met rustigheid. 'n Groot dank aan die dames vir die spyseniere en voorbereiding daarvan. Dankie dat julle Vrydagmiddag opoffer. Sheriff van Afpop, waardering vir die professionele wyse waarop sy die begrafnisreëls hanteer het, ook haar raad en leiding. Ons wil graag die personeel by Linmet ICU en die mediese personeel bedank vir die versorging van Ivan vir die laaste 5 weke in hulle toegewydheid. Groot waardering vir al ons vriende en kennisse en boodskappe en almal wat van ver af boodskappe stuur. Ons waardeer dit regtig baie aan mense wat my pa geken het jare terug, so Kobus daar agter, Vernon. Baie dankie dat julle ook hier kan wees vandag. As family in particular, my mother, we wish to thank and express gratitude to the residents of Norton's Rest. Your support, love, kindness and empathy is appreciated. Thank you for the flowers, the tasty treats and all the assistance. And thank you for being a friend to my mom. Ons dank die Hemelse Vader vir mense soos Carol en Isa. Baie dankie dat julle selfs in die nag beskikbaar was vir haar. En dat julle my ma so hospitaal toe geneem het. Baie dankie vir dit. Words cannot express how we feel and appreciate your care and assistance. Thanks for Thomas at the gate for all your prayers and assistance. Ivan will be remembered for his special relationship with Dusty the cat. God also used animals and humans, and I would say vice versa as well. Spesiale dank aan lewenslange vriende van my ma, Alicia en Anne-Marie. Dankie vir al julle liefde en ondersteuning. Baie dankie vir almal wat hier is. Ook vriende van ek en Richard, baie dankie dat julle tyd gemaak het. I know it's busy time of the year and it's always, one don't always feel to come, but we really appreciate each and every one of you. Laaste sal ons sê dankie sê aan die Hemelse Vader vir krag en genade. Here, ons weet jy die dood oorwin, daarom glo ons niks eindig nie. Ons lewe in Christus vir ewig. Baie dankie.
Terwyl jy net so bly sit, gaan ons saam bid. Here, baie dankie dat gebed maklik is, dat ons nooit 'n afspraak hoef te maak nie, nooit 'n beurt hoef af te wag nie, nooit 'n spesifieke formulering hoef te gebruik of die regte woorde om U te beïndruk nie. Dat ons doeteenvoudig met U kan praat of selfs in ons gedagtes kan kommunikeer. Vandag wil ons begin deur te sê dankie. Dankie vir Ivan. Dankie vir sy lewe. Dankie vir die persoonlikheid, die gawes, die talente, die uniekhede wat U aan hom toegeken het. En dankie vir geleenthede, dat hy het kon aangryp en gebruik. En dankie dat hy 'n verskil kon maak. Maar Here, dit is so moeilik, want nou kyk ons terug op 'n mooi en 'n vol lewe. Maar ons weet ook dat in ons tyd is 79 nog glad nie oud nie. En daarom is ons ook bewus vandag van die intense hartseer van 'n lewe wat in ons terme kort geknip is. Ons weet dat sy vriende en familie en kinders en kleinkinders sekerlik uitgesien het na nog jare se saamwees. Nog so baie interaksie. Maar daarom wil ons bid dat U vir ons vandag sal dra, wanneer ons stil staan by die realiteit van die dood. Die hartseer wat daarmee gepaard gaan, maar dat U ook vir ons 'n troostwoord sal gee uit U woord. As ons bid, bid ons natuurlik in die naam van Jesus Christus, omdat Christus die een is wat nie net die lewe leer ken het nie, maar ook die dood in die graf, en wat God dank op 'n Sondagoggend opgewek is uit die dood. In U wonderlike naam bid ons. Hoor ons asseblief. Amen. Ek hou daarvan as ek reëlings maak met 'n familie om twee goed te vra. Die een is of daar 'n spesifieke teks is wat hulle assosieer met 'n persoon, of van sal hou dat die boodskap daaroor handel. En Emilia het baie onmiddellik gesê Psalm 23. Nou Psalm 23 is vir ons oorbekend, maar baie van ons ken nie die konteks of agtergrond van die Psalm nie, en ek sal dit graag vandag wil behandel. Although Psalm 23 is so well known, many people don't know the basic background about this psalm, and I'm going to read and also make comments in the highlights of my message in English on Psalm 23. Ek lees dit doelbewus uit die ou vertaling. Ek is baie lief vir die nuwe vertalings. Maar ongelukkig in die nuwe vertalings is die simboliek van Psalm 23 is wegvertaal, net na betekenis toe. So dis wonderlik om te lees, maar dis 'n probleem dat die simboliek weggeraak het, veral byvoorbeeld oor die stok en die staf. As ons in Afrikaans lees, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek nie vrees nie, want U is by my, die stok en die staf, die vertroos my. In die vertalings staan daar maar net, al gaan ek deur donker tye, is ek nie bang nie, want U is by my. So kom ek lees dit in Afrikaans. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters.
He restoreth my soul, he leadeth me in the paths of righteousness, for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Uit Psalm 23 wil ek kortliks stil staan by 3 kort kernagtige temas. Dood eenvoudig die lewe, Ivinson, maar ook ons in. Tweede tema, die dood, Ivinson en ook ons in. En die derde tema, die lewe, ander kan die grens van die dood. 3 basic points, life, death and life beyond the barrier of death. In ons eerste punt gaan ons kyk na vers 1 en 2 wat so bekend is. Hy laat my neerlê in groen weivelde en na waters waar rus is, bring hy my heen. Net vinnig die agtergrond en dan kyk ons 'n bietjie na die toepassing. Hierdie klink so idillies, groen weivelde en waters waar rus is. Maar hierdie Psalm speel af in 'n semi-woestyn in Israel, 'n barre, dorre wêreld waar daar nie sprake was van groen weivelde of waters waar rus is nie. Maar die psalmdigter wil hiermee sê, die Here sorg vir hom soos 'n herder vir sy skape. Nou hierdie herders het geweet waarom vir hulle skape kos te soek. As die wind gedraai het en van die see se kant af gewaai het oor die semi-woestyn, dan het daar groen grassprietjies oral tussen klippe uitgekom en die herders het geweet om hulle skape daarheen te vat om te vreet. 'n Simbool van God se sorg. Die waters waar rus is vir my die interessantste, want in Israel was daar nie daai tyd kalm waters vir skape om by te drink nie, net vinnig vloeiende bergstrome. Een van die gevaarlikste goed vir 'n skaap was om te gaan water drink. As hulle op die gladde rotse gestap het om by die water te kom, het die stroom hulle pote onder hulle uitgespoel en hulle is af met die stroom. So die herder het letterlik binne in die stroom ingestap, sy lewe op die spel gesit, klippe in die stroom gepak en met die klippe 'n klein veilige uitkeer of suipdammetjie vir sy skape uitgekeer. En so beskryf hy God se sorg vir hom. Nou, Ivan het uit die aard van die saak geleef in afhanklikheid van die Here. Jy kon nie vir Ivan geken het en nie geweet het hoe ernstig en opreg en intens hy is oor sy geloof nie. Ivan het 'n mens skryf verskillende spiritualiteitstipes, jy kry emosionele tipe, meer 'n mistiese tipe spiritualiteitstipe. Ivan het 'n baie rasionele spiritualiteitstipe gehad. Hy wou verstaan. En daarom, en hy het 'n fascinering gehad met die reformatie. Die werk van Martin Luther, Calvin en die ander. Nou, ek wil baie kortliks daaroor praat. Die reformatie het uiteindelik 3 slagspreuke gehad. Sola gratia, sola scriptura en sola fides. Sola beteken alleenlik. Sola gratia. In die reformatie het ons geleer dat die Bybel leer ons dat ons word gered net uit genade, nie verdienste nie. Sola gratia. Sola scriptura, alleenlik die Bybel is vir ons die gesagvolle bron, die woord van God. En sola fides, alleenlik deur geloof kan ons die redding aanneem. En Ivan se geloof was gebou op hierdie 3 solas. Maar dan was hy nie net 'n gelowige nie, hy was 'n pa, hy was 'n eggenoot, hy was 'n oupa, hy was 'n vriend en hy was 'n sosiale werker of maatskaplike
werker, 'n vol en 'n ryk lewe. Dan kom die ander goed in sy lewe nog by, die mooi goed, sy liefde vir musiek, sy liefde vir kuns, skilder, die hardloop en die fietsry en so meer en so meer en so meer. Daai dinge is mooi gedek in die huldeblyk. Dan wil ek 2 dinge uitlig rondom sy lewe. Die een is, hoe kan 'n mens ooit meet wat hy in sy werk bereik het of beteken het? Ek hoef julle nie te vertel wat hy vir julle beteken het as vriend en as familie en pa en oupa en eggenoot. Dit weet julle. Maar in sy jare met werk as maatskaplike werker en ook spesifiek met verslaafdes, kan jy nooit net, en 'n mens kan nie herstel nie, gaan sê hy het interaksie gehad met x aantal mense en hy het x aantal verslaafdes gehelp nie. Die feit van die saak is, feitelik elkeen van daai verslaafdes het of 'n eggenoot of kinders of 'n gesin of 'n breër familie gehad. En die werk wat Ivan gedoen het die lewens van daardie families geraak. Dis soos die van 'n onderwyser. Onderwyser staan in die klas, party goed lyk asof dit net oor die kinders se koppe gaan. Party is gelukkig later jare om 'n onderwyser weer raak te loop en te sê, dankie meneer, dankie vir juffrou, jy het dit vir my beteken. So, kort en kragtig, Ivan se lewe het 'n wesenlike verskil gemaak op soveel terreine. En hy is een van die interessante mense wat op sy stil, nederige, intens introvertiese manier tog sy merk gemaak het. Die tweede aspek van sy lewe. Ek sê dit by baie dienste, maar ek wil dit maar weer vandag sê, want dit is vir my so belangrik. Die dood kon net Ivan se liggaam wegvat, of Ivan se fisiese bestaan beëindig. Die dood kan nooit die betekenis van sy lewe uitwis nie. Death can merely end someone's physical existence. Death can never cancel the importance of one's life, the meaning of one's life. That can never be erased. What Ivan did and what Ivan gave and what Ivan shared will remain for all of time. The psalmist describes God as the one on whom he depends, the one who provides for him, the one who gave him life, the one who gave him his talents and personality and opportunities. And God gave Ivan not only a wonderful personality and talents and opportunities, but he also gave him the grace of taking hold of the opportunities and making a difference in people's lives and in the lives of many families. Ivan lived by God's grace. Dan ons tweede punt, vers 4. Die dal van doodskaduwee. In Afrikaans, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Nou, ons assosieer om te sterf baie keer met hierdie woorde in die Bybel om deur die dal van doodskaduwee te gaan. Nou kom ons kyk net eers wat was 'n dal van doodskaduwee. In Israel met hoë berge en verskriklike nou klowe, het die son in daai nou klowe maar partykeer net vir 'n uur of meer in die dag geskyn. Verder was die kloof in relatiewe duister gehul. En dit was die wegkruipplek vir skelms, rowers, moordenaars en natuurlik ook roofdiere wat die skape gevang het. En daarom beskryf die psalmdigter dit is, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. Maar dan sê hy in sy herdersbeeld, ek sal geen onheil vrees nie, want U is by my en U stok en U staf, die vertroos my. So die herder het 'n kierie gehad, 'n stok.
En hy het 'n staf gehad, min of meer iets soos hierdie met daai lang hak. En dit het die herder gebruik om roofdiere en rowers of weg te jaag, of raak te slaan, of dood te slaan, of dood te gooi. So dit was in hierdie beeld pragtig, dat God is by my, en hy beskerm my. En dan 'n interessante ding wat baie mense nie weet nie. In Israel, tipies ook in Turkye, loop herders voor hulle skape. En die skape vorm 'n lang enkel gelid agter hulle. So dit kon gebeur dat die agterste skape nie die herder kan sien nie. En dan het die herder in die donker kloof met sy kierie, het hy teen die rotse gestamp, min of meer net so geluid soos dit. So ver as wat hy gestap het. En dan het die skape geweet, al kan ek die herder nie sien nie, hy is daar, en dit het hulle veilig laat voel. Met die staf, met die hak, kon hy 'n skaap wat te naby aan die afgrond kom, kon hy aan die nek hak, of aan die agterbeen, en hom terugbring na die kudde toe, terugbring in lyn, van gevaar bewaar, om terugbring in die trop, skape. So het die stok en die staf 'n rol gespeel. We read about the walking in the shadow of the valley of death. There were these very narrow cliffs in Israel, which were fairly dark, and that's where the murderers and robbers waited, and obviously also things like lions, etc., attacking the sheep. And the psalmist says, I don't fear, because God is with me. His rod and his staff comforts me. Maar nou nog 'n interessante punt, oor die stok en die staf. Dit is nou Ou Testamentiese beelde. Ons is Nuwe Testamentiese Christene. Kyk 'n bietjie net vir 'n oomblik wat gebeur, as jy die stok en die staf oor mekaar hou. Dan sien ons die kruis. En ons moet vandag praat oor die betekenis van die kruis van Jesus Christus. Holding the rod and the staff in that way symbolizes the cross for us as New Testament believers. And what the cross symbolizes is that Jesus has conquered death. Very shortly or briefly and bluntly put, Jesus changed death from a cul-de-sac to a mere crossing over into a new life, a new way of existence, a new dimension. Not just because he was crucified, but mainly because he was resurrected on the Sunday morning. Jesus het die mag van die dood gebreek deur die opwekking uit die dood. En dit maak dat ons anders oor die dood kan dink en anders oor die dood kan praat. En is pragtig dat die familie ook in hulle brief gesê het, dat Ivan hulle geleer het, die dood is nie daar om te kom roof nie. Natuurlik vir ons verskriklik moeilik as dit jong mense is. Maar as die mense vol lewe gehad het en jy het 'n perspektief dat jou dood nie die einde is nie, maar 'n nuwe begin by God, dan kan mens saam met Ivan en saam met Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die dood is wins. So ons kyk anders na die dood. Ons dink anders oor die dood. Ons dink daaroor as 'n oorgang. Maar dan is dit ook so, dat al is ons hoe gelowig en hoe naby aan die Here, moet ons versigtig wees om nie verlossing en verlies te verwar nie. In Afrikaans praat ons van verlossing in 'n fisiese sin. Ons kan sê Ivan het gelei, hy was in
intens ernstig siek, uiterste ongemak en lyding. Toe hy sterf, was dit 'n fisiese verlossing. Ons gebruik die woord verlossing in 'n geestelike sin, omdat ons glo dat en weet dat Ivan in Jesus Christus as verlosser geglo het, weet ons dat die oomblik toe hy sterf, toe sy geestelik verlos. Maar nou is daar mense wat dink, as jou geliefde verlos is, moet dit jou verlies uitkanselleer. Nee, wat moenie huil nie, hy's nou beter af. Hy sal nie met ons vol plekke ruil nie. Alles is nou reg. Alles is nie reg nie. Want naas verlossing is daar iets soos verlies. En julle worstel met die verlies. Saam met verlossing is verlies 'n realiteit. Daar's 'n gat in my lewe wat nie gevul kan word nie. En daaroor is ek hartseer. En daaroor het ek nodig om hartseer te wees. Please, never make the mistake of confusing salvation and loss. Salvation is true, but salvation cannot cancel our loss. We need to acknowledge our loss, and we need to mourn our losses. Dan die derde en laaste hoofpunt. Iets oor die lewe hierna. Ons weet bitter min van die lewe hierna. As mense wat vir allerlei stories wil vertel van presies hoe dit in die hemel is en so aan. Dit wat ons in die Bybel lees oor die lewe hierna is als in simboliek geskryf, Openbaring. 'n Stad met poorte van parels, goue strate, dit is simboliek. Ons weet nie en ons kan nie begryp hoe wonderlik die lewe by God sal wees nie. Ons kan dit net glo, maar ons kan dit nie verstaan nie. Maar daar is een of twee beelde wat vir ons help om iets daarvan te verstaan. For us to understand life beyond the barrier of death, a new dimension, is almost impossible. We can't grasp the idea. And even the information we have in Scripture is written as symbolism. Maar hier in Psalm 23 word daar 'n baie mooi beeld gebruik. Daar staan dat U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Dit is die taal van daai tyd van hoe jy 'n eregas ontvang het. As jy 'n eregas ontvang het en hy het by jou aan huis gekom of by jou tent gekom, dan het jy sy hoof gesalf met spesiale olie. En baie mooi Afrikaanse woord significant is dat Jesus voor sy dood het die vrou met die reputasie gekom met die diervlesie nardusolie en Jesus gesalf en by sy voete gehuil en die omstanders het gesê, wat 'n vermorsing. Daai olie kon verkoop geword het vir baie geld en dit kon vir die armes gegee word. Toe sê Jesus, julle sal die armes altyd by julle hê. Sy het my gesalf vooruit vir my begrafnis. En die interessante is dat die middag toe Jesus dood is aan die kruis en sy liggaam eintlik behandel moes word met die reukolies, was daar nie tyd nie, want hy moes in die graf voordat die son sak, want die Sabbat sou toe begin op Vrydag. So Jesus se liggaam is haastig in doeke toegedraai. Hy is nie gesalf nie, maar sy het hom gesalf vir sy begrafnis, lank of kort eintlik voor sy dood. Die tweede manier om jou eregas te verwelkom was om vir hom 'n beker wyn te gee. In die simboliek van die Psalm staan daar, my beker loop oor. Ek kry nie 'n beker wyn met 'n ou klein slukkie afskeep nie. Ek kry 'n beker wat oorloop, sprekend van God se oorvloed in die lewe hierna. The psalmist describes life beyond the barrier of death as being accepted and anointed by God.
people anointed the heads of their guests with a special oil and handed them a cup of wine. He says, my head is anointed and my cup runneth over. Symbolism of a glorious new life in the new dimension beyond the barrier of death. Ek wil afsluit. 4 baie kort punte. Wees dankbaar dat jy Ivan Libbe geken het. Wees dankbaar dat 'n deel van sy 79 jaar met jou nou oorvleuel het. Wees dankbaar dat ons vandag kan dink aan 'n man wat God gebruik het om 'n wesenlike verskil in hierdie lewe te maak. Let us be grateful for the life of Ivan. And let us be grateful for the parts of our lives that was intertwined with his or overlapped with his. That God used him as a wonderful instrument to make a difference in this life. Tweedens, wees eerlik oor jou verlies en gun jouself om te treur. Be honest about your loss and mourn your losses. Derdens, glo in God. Glo in God se beloftes. Glo in Jesus Christus as verlosser. Glo dat Ivan nou deel in daardie beloftes. Thirdly, believe in God. Believe in the resurrected Christ, Jesus, our Savior, and believe that Ivan is sharing in a blessed life beyond the barrier of death. Finally, God always invites all of us to believe in Him. One of His very last promises, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live, even if he dies. God se beloftes is ook vir my en jou. Jesus se, wat my aanbetref, belangrikste belofte. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, ook al sterwe hy. Amen. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir troos wat net die Heilige Gees kan gee. Ons bid vir elkeen hier, maar veral vir die naaste familie, dat u vir hulle die troos, die salwing aan die binnekant sal gee, daar waar mense woorde nie kan bykom nie. Ons vra dit in afhanklikheid van u. Lord, please comfort the bereaved. Take care of them and heal them. We ask this in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die vertroostende en versterkende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.